Hallo, baie welkom by die jongste aflewering van Net Nog Enetjie. Ons het 'n bietjie 'n produksiebreek gehad, maar ons is terug en daar het intussen baie gebeur, so ons gaan lekker opvang en gesels oor al die jongste. Ja, dankie. Vandag praat ons, kyk, het ons weggaan toe gaan die wêreld basies moer toe vir 'n rukkie. Maar ons is nou weer terug. Maar ons is terug. Okay wees. Nou sien jy, nou gaan hier niks gebeur nie. Hier sal nou die orde wees. In kort, so maar vandag praat ons oor die ding wat hang oor die hele jaar al, en dit is die FSA met wat maak oom Jaco nou? Wat maak oom Jaco daar? Tans. So luister saam by die huis of as jy ry, maar nou nie dan drink nie, maar as jy by die huis is, asseblief gooi nooit geen keer dan kom luister saam met ons. Ja, asseblief, gesels saam. Baie dankie vir almal van julle wat reeds saam gesels, kommentaar lewer, skryf ons waar wil julle praat. Net nog enetjie is nog steeds op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Daar's ook nou 'n thanks opsie waar jy vir ons kan dankie sê. Kan ons lekker in die rooi trek. Dit is 'n paar rande wat dit laat inrol. Dit hou ons bekers vol. Dit hou ons bekers vol. Nie regtig nie. Kultuurkafee.com hou in hierdie stadium ons bekers vol. Baie dankie vir hulle. Hulle borg ons Los My Volk en bierbekers vir die van julle wat saam luister en nie kyk nie. Dit sê Los My Bier en Volk. En dan gaan kyk asseblief ook na Oom Paul se beker by kultuurkafee.com. Oom Paul gaan deur 'n moeilike tyd in hierdie stadium. Tant Gesina staan getroud langsom en Tant Gesina het 'n Los My Volk en gin beker. Vir die van julle wat saam luister en nie saam kyk nie, dis Los My Gin en Volk beker. Nou ja, op daai hoë noot. VS. Ja! Goed, so, dit is nou weer die jongste FSA besoek. Ons weet, was al 'n paar van hierdie gewees. Die natuurlik die sit die ligte af nommer was 'n hoogtepunt. Maar intussen was verskeie mense daar, natuurlik ook baie mense daar waarvan daar nie eers oor berig word nie. Klomp sakelyn goed nadat van hierdie tariewe goed begin het. En dan ja, so die solidariteit beweging is ook nou weer daar. Ons weet destyds was Dirk Herman en Kali Kriel en 'n klomp van die Flibuys en nog aan ouens daar gewees en Jaco Kleinhans, die hoof van internasionale skakeling by die beweging wat ook nou daar is saam met Werner Riemann van die beweging. Ja, dit voel asof die dinge met die FSA nie lekker tot 'n punt kom nie, maar ek dink dit raak al hoe meer op die spits gedryf en goed en daar behoort dink ek hopelik binnekort iets te gebeur. Daar was dan nou 'n handelsraamwerk wat deur die solidariteitsbeweging daar aan rolspelers voorgelê is en dit gaan natuurlik oor, soos ek sê, die tariewe en ook AGOA wat dan veronderstel is om vandag tot 'n einde te kom. En ja, so wat verwag ons gaan volgende gebeur? Gaan FSA Kyk, wat Fees miskien. Wat ons weet is, as al baie mense daar, maar wie nie daar was nie, is Mcebisi Work From Home Jonas, wat besluit het hy spesiale gesant. Hy is op fleksiteit, hy spesiale gesant, as ook Ibrahim Rasool het nog nie sy laaste goedjies gaan haal nie. Hy is nog nie terug. Hy is daarom terug met sy serp. Ek kyk, mense vra baie, wat maak solidariteit daar? Die vraag moet omgekeerd wees, is, wat maak net solidariteit daar? Waarom is daar niemand anders daar nie? Impliserende, die krisis wat op die land afstorm, en ons sien dit nou met afleggings en so voort, is van so aard dat jy regtig roekeloos sal wees as jy die regering alleen in beheer los van hierdie. En teen die regering self erken dit soort van met luister, of ons weet nie wat ons doen, ons het vir 'n dokument gestuur, dat ons gebloedtik, sorry, is hoe dit werk. Ja, want Ronald Lamola was in Washington gewees. Parksdale was in Washington gewees. So waar het hulle gepraat terwyl hulle daar was? Wel, teoreties moes hulle oor die handelsraamwerk praat, maar van wat ons kan aflei, het hulle dit so sleg gedoen dat die Withuis basies solidariteit teruggenooi het en gesê, luister kerel, ons het nou 'n baie slegte ervaring gehad. Wil julle nie weer kom praat oor wat gaan nie aan? Staan nie 'n oomblik stil. Connie, hoekom het die Withuis vir solidariteit teruggenooi? Hoekom het hulle nie vir Ronald Lamola teruggenooi nie? Lamola is die regering se verteenwoordiger. Solidariteit verteenwoordig 'n groot hoeveelheid belange, maar dit is nie die regering nie. So hoekom het die Amerikaanse regering gekies om eerder vir solidariteit terug te nooi terwyl hulle net sowel die regering kon terugnooi? Wat is die verskil tussen die twee? Sou jy vir Lamola teruggenooi het na hy opdaging?
die eerste keer sou nooi nie. Want hoe dit werk is, pak staan na Mondag op, ons koppel die deur af, gaan hulle luister kerels voor ons praat, hierso is net rede hoekom julle verkeerd is oor alles, en dan lees hulle mooi vir hulle voor. Okay, en ons het nou gesien die Amerikaners geniet nie die benadering. Hulle geniet dit glad nie. So nou is die ding, nou spandeer ons weer geld, nou vlieg hulle weer oor. Nou sê hulle, alright, kerels, julle het die vorige keer vir ons gepreek, ons het dit nie geniet nie. Wat julle die keer, as hulle, okay, ons het eers nog gepreek. Het ons net gou werk deur waarom as julle verkeerd oor alles. En dan as julle klaar, julle sê nou julle wil eiendomsreg gee en ons moet bietjie afstand doen van die raswette van ons ensovoorts. Ons hoor dit, hoe voel julle oor varkvleis? En dan gaan hulle met weet jy, ek dink nie julle verstaan ons nie. Ons het varke. Maar die primêre rede is ek dink die Amerikaners verstaan nie lekker die ANC nie. Want dit is dis ondenkbaar is. Jy sit met 200 000. Jy die ANC kon nie. Min, maar soms. Jy moet net gaan dink as ek skelm was, wat sou ek gedoen het? En dan baie keer val goed in plek. Impliserende die ANC moet net polities skuif en hulle weet dit en hulle moet op goed skuif wat nie te moeilik is nie. Okay, maar die ANC wil nie polities skuif nie, maar as ideologiese goed wat die Amerikaners op ander en die ANC sê nee. Maar dis die ding is, Amerikaners verstaan nie dat iemand so aan ideologie sal vasklou ten koste van hulle land nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Hoekom sou jy dit doen? Hoekom sou die ANC dit doen? Want vir die ANC is dit ten koste van die land, maar daai ideologie is definitief ten bate van hulle. Impliserende as jy sê doen afstand van BEE, dan weet ons die syfers wys, ons gaan 4 miljoen meer mense in diens hê. Ons gaan werkloosheid laat sak, ekonomiese groei. Maar jy mis die sterretjie wat is, maar die kaders gaan nie meer so ryk word nie. En dit beteken die beleid soos hy nou geïmplementeer word, werk nie volgens die beleid se mikpunte neergeskryf nie, wat is hy verlaag nie, werkloosheid nie, niks van dit nie, maar hy werk uitstekend vir die ANC en vir hulle kleinlied. Hy maak hulle baie ryk. Ons het dit nog gesien met die Tembisa hospitaalskandaal. Presies dit. Ons praat van tenderpreneurs asof dit 'n beroep is. Jy is 'n tenderpreneur. Dis nie rarig wat dit is nie. Dis 'n baie mooi naam vir 2 miljard wat geplunder is. Wat gesteel is basies. Dis jy steel by die staat as jy meer en jy steel by belastingbetalers as jy meer vra. Ja, maar jy steel nie by die staat nie. Jy steel by mense. Jy steel by iemand wat by 'n hospitaal opgedaag het. Presies dit. 2 miljard rand by die deur uitgeloop. So hoe is dit ideologie? Dis die ding is, dit kom neer op die beleid wat dit moontlik maak, moet in plek bly sodat hulle dit kan aanhou doen. So hulle kan nie skuif op dit nie, hulle wil ook nie. Hulle stel nie belang nie. En wat die Amerikaners nie lekker verstaan het is, jy kan Suid-Afrika druk so hard soos jy wil, dat jy gaan met individuele ouens begin teiken. Hulle voel dit nie. Hulle gaan net nog geld druk, hulle gaan belasting steel soos hulle aangaan. So die doel bietjie wat een van die mikpunte van Solidariteit se besoek van Februarie af eintlik was gewees om te kom om te sê kerels, ons verstaan julle wil die ANC seermaak. Ons is nie ongeneig vir dit nie. Dis moet sê. Nee. Ons is nie nog 'n diplomaat in wording. Nee, ons is nie ongeneig nie. Ons is nie ongeneig nie. Ons maak ons nie kwaad as die ANC seermaak. Maar julle moet mooi kyk. Volgende is hy in Washington. Julle moet mooi kyk. Die probleem is julle gaan dalk vriendelike magte hier doodskiet wat die res van Suid-Afrika is terwyl die skelms wegkom. En om te sê luister, hierdie tariewe is dit veroorsaak druk, maar jy kan dit aanpas. Jy kan hier of eerlikwaar dink ek jy sal beter doen dalk deur help 'n paar bedrywe as jy moet. En maak dit duidelik. Maak dit net duidelik vir die Afrikaanse bevolking waarom is die tariewe ingestel, want ons weet nou dis nie ons wil net op 'n beginpunt gaan vra vir tariewe nie. Het gesê van die begin af julle moet die ANC teiken, maar nie die land nie. Dis belangrik en dis eintlik in die land se beste belang dat julle die ANC seermaak. Eerlikwaar, die ANC is baie sleg vir Suid-Afrika. Maar as jy die land teiken, dan gaan dit moeilik gaan, want dan is dit nou gaan onskuldige mense hulle werk verloor en dis nie, dit baat nie jou saak nie, dit maak die ANC sterk nie, swak nie. So dis die boodskap wat die heeltyd deurkom is. Hierso is maniere hoe jy die ANC kan teiken. Hierso is waarop hulle kan skuif. Hierso is wat is die erge beleid wat jy moet vra, hulle moet aanspreek. Hier is die druk wat jy kan toepas. Doen hierdie goed met die doel mik op die ANC. Dis hoekom individuele sanksies 'n ding is wat van die begin af gevra word. Kan jy die ANC seermaak sonder om die land ook seer te maak? Is dit moontlik om die twee te skei? Ek dink so, ja. Ek dink jy kan die ANC uitsonder meer as wat hulle tans nog doen. Individuele sanksies gaan ook nie as die idee van dit gaan die land nie, dit is iemand se buitelandse bates word bevries en goed soos dit. Daai gaan nie so wesenlike invloed. Dit is wat met Julius Malema gebeur het met die visum aansoek. Dit is wat hulle skielik gaan bevind, maar 'n mens wat byvoorbeeld besonder kwesbaar is gestel jy het nou $600,000 in jou rusbank. Wie sê dit hè? Suiwer teoreties. Dan mag individuele sanksies wat jou buitelandse bates affekteer, dalk jou persoonlik baie direk raak. Ek dink nie maak vir daai geld is onder die rusbank. Dis nie erns in 'n rekening. Maar alles veilig. Ja, gepraat van 'n Buffalo in a China shop. So dit is
nogals hoe Cyril lyk tans. Ek meen hy het nou weer in sy jongste nuusbrief gesê eintlik nee man, dit gaan goed, dis in Suid-Afrika die FSA. Dit is Ek moet dit vir hom gee, hy's 'n baie positiewe man. Nee, daar's 'n groot verskil tussen positief en absoluut absurd. Want dit is nogals wat daai is. Ek meen as almal anders op so groot skaal kan sien wat aangaan en jy dink vir een oomblik nog dit is tans die situasie. Ek meen dan is jy daar's amper nie woorde nie. Daar was nou byvoorbeeld ook die FSA het so jaarlikse verslag vrygestel en dan is Suid-Afrika nou op 'n dophou lys oor 'n gebrek aan optrede rakende mensenhandel. So ek meen dit raak net erger en erger. So daar kom net nog en nog by. So daar gaan regtig daadwerklik moet besef word en ek weet nie of al hierdie goed op so 'n manier gebeur dat dis nou volgende jaar 'n verkiesing en uiteraard is daar reeds begin met politieke veldtogte en al hierdie tipe goeters op as ek gesien vir hulle in Zille en Johannesburg en so al hierdie goed besig om te gebeur. So ek meen is hulle regtig besig om op daai vlak hierdie speletjies te speel. Weereens ons weet daar's soveel ander mense wat Amerika toe gaan sakelei en goed. Daar word net nie so waaroor berig nie. Dit is nie so in die kollig soos byvoorbeeld die besoek deur die solidariteit beweging nie. Daar word nie hoogverraad geskree daar nie. Is daar swart sakelei wat gaan of is die probleem die feit dat solidariteit se afwaardiging baie wit is? As 'n swart sakelei gaan sou dit 'n ander reaksie gehad het in Suid-Afrika. Ja. Ek sê kyk is so 'n bietjie mense, ek dink is die wit ding, ek dink is die feit dat hulle vasglo ons is rasiste aan kort. Maar dit kom meer neer op die res staan nie so baie belang in 'n verhandige verhouding met die regering hê. So hulle gaan siekies plaas nie wat ons doen nie. Waar ek Maar hoekom kon jy eintlik baat tog nie by wat nou in die gang is? Nee, dis hoekom hulle daar is. So jou mynbou ouens is al lankal oor met verseker met swart sakelei ensovoorts wat gaan ons luister ons wat gaan aan met die tariewe. Ek Citrus ouens is oor, landbou het al goed gestuur. Jou staalvervaardigers het definitief al ergens se lobby ook oorgestuur om te kyk. Maar solidariteit het liewer stil gegaan het nie. Hoekom? Weet Yes, nie. imagine jy vandaan uit met daai hoogverraad dan. Nee, die vraag is jy kan oor alles. maar dis die ding is jy kan, maar dan loop jy die risiko dat mense dink die Suid-Afrikaanse regering het hierdie action onder beheer. En dis die een deel hoekom So, en dit is dit om weg te steek, jy doen niks verkeerd nie. Dis die punt. Hoekom die aksie so heftig is want ons is daar en hulle is nie daar. En Nee, is maar nog steeds Lamola nie was daar kon nie. Maar hy is nie op die regte plekke nie. En die vraag is hoekom is jy nie op die regte plekke? Hoekom kan jy nie inkom nie? Hoe is dit moontlik dat die solidariteit non-profit die hele Suid-Afrikaanse regering uitmanoeuvreer in Washington? En ek sê vir jou dit moontlik is hulle het niks gedoen nie. Hulle het daai verhouding verwaarloos. Hulle het hom in die Hekladijk nou het hulle nie die kontak om by die regte plekke uit te kom nie. Ja, Dan dit ry is vir hom te bel om te dan ry gaan. ons hulle uit. Dan sê ons luister, ons kan vir julle sê wat kom. Hierso is die goeders, dan weier hulle om die brief te ontvang. So moenie vir 'n oomblik jammer voel vir die perde nie. Hulle doen dit 100% aan hulle self. Hulle het toegang gehad, ons het aangebied om hande te vat en te help in Februarie al en dan sê hulle Ja, want dis van die kritiek is hoekom werk solidariteit nie saam met die regering nie. Mense sê hoekom werk hulle nie saam nie? Hoe meer solidariteit sê luister. ons probeer. Ons het probeer. Hulle So rond- wat moet ons doen? Moet ons die deur gaan afspreek? Jy het nou die- Dan gaan die volgende week solidariteit die deur af. dis die ding is, ja, dit sal Hulle die deur gebreek. pretty much. Dit kom neer op die regering teenoor ons nou staan is ons kan letterlik Jaco kan opdaag en hy kan water en wyn veroorsaak en hulle gaan sê jy's Jaco klein ons bedreig die wynbedryf. Iets van daai. So dis waar dit trek min of meer. Wat sê? Dit is sink Jaco die hele Beweeg dadelik aan asseblief. die hele Ja, maar ek sien die oproepe word al hoe meer dat Jaco dalk sommer die volgende Amerikaanse ambassadeur moet wees. Kom ons kyk. Kan dit goed gaan? Dit kan dit goed Kom ons gaan. hou die dop. Ja. Die risiko vir Suid-Afrika is so die rol is tweeledig. Een is om vir die Amerikaners te gaan verduidelik waarom skuif die perde nie en te sê hierso is waar ons dink hulle kan skuif. Hierso is wat ons dink julle kan Is dit regkry. wat solidariteit daar Dis is en hulle wel- tolk amper. Ja, want die weerdeel van solidariteit is ons publiseer alles wat ons saamvat elke keer. Jy kan presies sien wat stel ons voor. As die hele ooreenkoms, hierdie is wat ons voorstel. Hulle kan op hierdie beleid bietjies skuif. Dit sal baie skade beperk ensovoorts. Maar dis ook andersom en dit is waar die Suid-Afrikaanse regering net 'n guldige geleentheid mis. Is die Amerikaners is baie eerlik oor wat hulle wil hê. Hulle sê dit permanent en hulle jy kan dit terugkommunikeer. So die boodskap wat ons ontvang uit die Withuis uit is hulle is baie gefrustreerd. Bedoelende is die pyn was duidelik nie genoeg volgens hulle nie. So jy staar die werklike risiko in die gesig dat na Parkstyle en Lamola se besoek
hulle tariewe gaan verhoog, nie verlaag nie, want hulle sien 'n arrogansie en hulle sien 'n vermetelheid wat hier aankom. Wat is julle verstaan nie die game nie. Julle hou aan met kom vir ons preek. Ons stel nie belang in dit nie. Waarvan julle hou op diskrimineer. Waarvan julle maak seker ons beleggers se eiendom is vas. En dan die Amerikaners verstaan dit nie. Dit klonk hulle begryp nie waarom moet ek 30% van my maatskappy weggee. Dit maak nie sin nie. Hulle presiese woorde is 'n non-tariff trade barrier. Impliserende as 'n Suid-Afrikaanse maatskappy in Amerika wil sake doen of hy dit nie te doen nie, ons moet dit by julle doen. Dis nie regverdig nie. Hoekom? Hoekom moet ek dit doen? Julle kan vir ons 'n uitsondering gee. Dit maak mos sin en dan sê hulle nee, is verregsing vir die verlede. En daar was dalk nog entertainment daarvan in die ou dae. Nou is daar baie harder en sê dis 100, maar ons gaan nie julle regstelling subsidieer nie. Daar's geen rede hoekom ons dit moet doen nie. Ons het dit nie aan julle gedoen nie. Ons is nie skuldig nie. Maak dit asof ons 'n harde gat benadering het. Die res van die wêreld het op vliegtuie geklim en gaan mooi, maar beteken nou sê hoekom moet ons na die VSA se pype dans? Wel, kyk, dis die ding is, jy hoef seker nie, maar dan is dit die keuse wat jy maak. Dis die punt. Dan moet jy sê, okay, maar dan gaan ons nie met hierdie mense sake doen nie, want ons het nie hulle nodig om mee sake te doen. As jy sê, weet nie of ons in daai posisie is nie. Ek dink jy ons is nie. Ek weet Donald Trump het nou daai 20-punt vredesplan voorgelê vir die oorlog in Gaza en ek meen die wêreld reageer, al die ander grootmunte, al die ander lande, daar is op hom staat gemaak om hiermee iets voor 'n dag te kom, want daai uiteraard vir 2 jaar is daar al geprobeer om hierdie ding te beëindig en elke keer is dit die VSA wat hier inkom en probeer om die situasie te bereid. So mense gaan nou maar net moet besef wat die invloed is en hoe groot as 'n moontlikheid is in die wêreld. Ja, jy hoef nie daarvan te hou nie, maar dat sy invloed groot is so. Ja, wel, die weerdeel vir my van Suid-Afrika is dat ons daai beginsel inherent aanvaar wanneer ons met China te doen het. Die ANC is uitsonderlik gemaklik met 100% na China se pype dans. Hulle doen dit vinnig. Taiwan is uitgeskop en so voort. Tot vandag toe is die Dalai Lama nie welkom in Suid-Afrika nie. So dit is die skreiende ironie is ons het hierdie geweldige solidariteit met Palestynse vryheidsvegters, maar die Tibetse ouetjies verdien dit so bietjie. Dis die siening van die ANC aan. Die Dalai Lama mag ons nie besoek nie. Nee. Hy kan nie inkom nie want China het gesê. So hulle is heeltemal fine. Ja, en China het gesê waar 'n ambassade of 'n konsulaat kan wees. Presies dit. Ja, nee asseblief. En dan as Amerika net reël politiek wat beteken Amerika is 'n magtige land, China is 'n magtige land. Die werklikheid van 'n klein land wees is jy kan hardegat wees, maar jy's 'n muis en is 2 olifante. Jy kan 'n hardegat muis wees, is reg, dan gaan jy net 'n klankie maak as die olifant jou sluk en trap, maar daar gaan nie veel anders gebeur nie. So dis wat ons nou is. Nou is ons geweldig hardegat teenoor Amerika om suiwer ideologiese redes basies. Dus ons gaan die Weste teen staan, die groot vyand, die groot duiwel beklei. Nou dis pret as jy in die kabinet sit of in die parlement sit, maar as jy 'n seisonale werker is wat sitrus pluk, dan is dit 'n enorme krisis wat op jou afstorm en hierdie ouens gee dit nie om nie. En dit is hoekom jy kan op het almal wat nou praat van 'n soewereiniteit moet behoue bly en so voort. Agstrop, maar hulle gee nie 'n hel om soewereiniteit as dit China is nie. Hulle gee nou om want dit raak hulle sak as hierdie beleid afgeskaf word. En dis alreeds. So die skynheiligheid is geweldig groot. Ek sou nie vir 'n oomblik myself steur aan 'n argument nie. Jy het nie in hierdie wêreld die luukse as jy om die grootste ekonomie te vermy nie. Ek weet nie hoe jy dink jy dit kan doen nie. Niemand sê en dit is wat ek dink hulle mis is. Amerika soek nie regime change nie. Hulle kom nie die ANC verander nie. Hulle sê letterlik vir jou, luister, ons dink jy moet eiendomsreg van ons beleggers beskerm en ons dink jy moet ons kwytskeld van beleid wat ons dink onregverdig is. Ons doen dit klaar met ander lande. En nou reageer hulle met jy meng in met ons vriende. Nee man, dis nie dit nie. Dit is net plain stupidheid. Dit is wat jy beleef. Dis stupidheid gebore uit arrogansie. Wat gebeur as jy vir 30 jaar regeer en jy regtig begin vasglo jy's eintlik so goed soos wat jou leiwagte sê jy is. Ja, so. Jy dink jy's 'n olifant, maar eintlik is jy 'n hardegat muis. Dis die punt, is wat ons is. Hoorie so van hardegat muise gepraat, die RNE. Waar is ons? Is ons in of is ons uit? Guyton McKenzie het gepraat oor is ons in of is ons uit? Wat gebeur daar? Ek sal verbaas wees as Guyton gaan, maar hy is baie ontsteld oor meneer Kunene wat nog nie terug is nie. Sy groot vriend in Johannesburg wat sy So hy het gesê teen Dinsdag gaan hy gaan trek as minister sal hy. Maar is nou sy staan na vergadering. Nou dit het nou verander. Ja, so dit is die klassieke as jy oor trek jy nou mee nie? Ek dink hy wil nie regtig nie. So as jy oor die lyn gaan. Waar verwag hy nou? Hy wil nou met die ANC vergader want hy is in koalisie met die ANC in Johannesburg. So die hele ding kom van, maar ek dink is 2 redes. Die een is Kenny Kunene is as MMC in Johannesburg uit sy posisie verwyder weens aantuigings van vreemde goed. Die ander ding wat gebeur het is Helen Zille is aangekondig as burgemeesterskandidaat van Johannesburg.
So vir Gate en hulle is dit is 'n mengsel. Dis polities nie so dom vir die PA om uit die RNE uit nou te onttrek nie. Die munisipale verkiesing kom. Beteken mislukkings is die hele mislukkings, né? Dans mislukkings nie, hulle mislukkings nie. In Johannesburg lyk nie of dit op pad om te draai onder die ANC PA EFF is nie. So as jy dit kan regkry as jy daar uitklim, dan kan daai twee nie regeer nie, dan is daar dalk 'n DA koalisie terug en dan kan jy of dit op hulle brood gooi of ensovoorts. Net 'n kort, die munisipale verkiesing is op pad en mense is nogal dik vir die vlak van dienslewering wat hulle ontvang, so dis nie vir jou, dis 'n hoë risiko om in die RNE te bly. As jy die DA is, dan kan jy, want die EFF bestaan, so hulle totale rede is ons is in die RNE, want daai ouens is nie. So hulle kan bly maklik sonder te veel politiese skade, maar vir die PA is 'n triekie wat gesê het, luister, ek doen wat die beste is met kiesers, ons is pragmaties. Nou sit jou kiesers sonder water, sonder krag, met die vullis wat opgehaal gaan. Hoe is hierdie die beste? Kan jy nie beter doen nie. So ek dink dis 'n So polities sal dit nie te veel te gevaarlik wees om vir hom om uit te tree, dink jy hy gaan? Yes, ja, maar jy weet nie of enigiemand 'n ministerspos wil opgee nie. Ek meen jy kan uiteraard aanvoer as 'n verskil maak. Platform wat hy het as 'n minister, né? Skool, kuns, kultuur, jy kan eintlik vir half mense verenig. Dis eintlik 'n lekker portefeulje. Ek verstaan ons het baie probleme. Ja, daar was natuurlik nou goed rondom die befondsing van kultuurgoeders en daar was die hele ding wat hy van rassistiese goed bestempel is of beskuldig is op X en goed uitlatings wat hy destyds gemaak het. Maar ek meen nog 'n interessante ding was president Cyril Ramaphosa wat tydens 'n ANC byeenkoms duidelik erken het dat dit gaan beter in die munisipaliteite waar die DA aan beheer is. Dit is slag, dit is soveel woorde. Dit is soos of die arme ANC mense. Hulle het gedink het hoor ek verkeerd. Kan jy dink hoe sleg maar dit gaan aan, want hierdie is ou wat sê dit gaan gryp tussen ons en Amerika. So hy het inderdaad deurgery gesê, "Ag, dit lyk so mooi hier." Ek het nie geweet hoe Johannesburg lyk sien, dan gaan nee, hierdie is midval. Nee, waarom? Nee, want of dit was harde woorde om te sê die DA regeer beter. Dis wat hy gesê het. So hoekom regeer die DA beter, Nico? Wel, ek dink daar vind daarom dienslewering plaas. En dat mens voel daar's bietjie meer verantwoordbaarheid en die korrupsie lyk bietjie minder. Uiteraard ek dink korrupsie is uiteraard 'n wêreldwye verskynsel. Dit kom eintlik maar oral voor in 'n mate. Maak nou nie saak hoe nie, maar ek dink die ANC dit doen is tans nog op 'n ongekende skaal. Hulle het nuwe hoogtes. Ek dink mens kan studies doen nou. Daar is mense in die wêreld wat beter as hulle is nie meer nog. Ons is nog nie. So? Ja, nee, daar in Suid-Amerika en Asië is ouens wat dit baie meer professioneel doen. Is dit maar Nee, dis nie. So dis die ding is. Dis nou nie rolmodelle om na te volg. Ons kan ook eers wees met iets. Ons is eers kan ons iets anders kry. Ja, so dit kom neer op dit gaan beter want hulle steel nie, is die kort en die lang antwoord. Dis 'n DA staatsraad steel nie of dan as hulle korrupte aansaai steel hulle minder. Hulle doen action nog steeds die diens. En 'n baie opspraakwekkende onderhoud onlangs Helen Zille. Haar woorde was in die ANC moet jy korrup wees om te oorleef, en die DA kan jy nie oorleef as jy korrup is nie. Dit was nogal van Tannie Helen, dit was nogal sterk woorde geweest. Dit was 'n sterk onderhoud ook aan haar kant geweest, wat sy gesê het. Kom met die sinvolle vrae, kerels, laat ons die probleme oplos. Dit is die onderhoud is aan Helen Doda teen Helen Zille, en dis basies jy beleef wat gebeur wanneer passievolle amateurs 'n professionele persoon tref. Tref sy vir Helen Zille. Moenie teruggaan nie, hoor. Nee, nie vir tsunami gebeur. Want sy open met allerhande EFF talking points vanaf X wat sê Kaapstad is nog gesegregeer en al die goedjies. En die kort en die lank is niemand gee om as jou krag en jou water af is nie. Hierdie is middelklas argumente, dis mooi teoretiese, julle gaan apart. Nee, niemand gee om as die krag af is, die water af is en daar sulke groot slaggate in my straat is. En dis wat plaaslike regering doen. Plaaslike regering doen nie nasionale beleid nie. As jy sterk voel oor die goed, stem vir die EFF nasionaal, wat ek dink ding wat baie duidelik gebleik het daai onderhoud ook is dat mense nie weet wat deel van die regering doen het. Plaaslike regering, provinsiale regering, nasionale regering. Skus, wat? Is daar 3 sfere van die regering? Man, ja, as jy net so vinnig Google gaan jy dit sien. So volgende jaar, ons stem nie vir 'n president noodwendig nie. Iets anders moet gebeur voor ons dit. Dis ongelooflik, mense se vlakke van oningeligtheid, en dis omdat hulle die geld het om hulle te beskerm teen daai kennis. Gaan kyk op daai mense se
ex-profiele. They are living it up. Hierdie is nie iets wat sukkel nie. Ek verstaan, maar dis Dit sê ex jou uitgaan is dat jy weet en dit net lyk asof dit regtig great met jou gaan. Ja, maar My ex-profiel lyk nie so nie. jy sien dit hoe gereeld is. Jy het hierdie slim swart intellektuele ouetjie uit te werk by Wits, hy bly in hy tyd ensovoorts en hy man dan oor die DA Kaapstad se arme so sleg hanteer. Dis presies wat in daai onderhoud gebeur het. Kon nie, ek het net maar sê wat dit was. Dit is presies dit, maar intussen kom dit neer op aan sal die sê, jong, maar weet jy wie hanteer hulle armes baie slegter? Is die ANC. Gaan hulle nee, man, hulle swart, hulle mag. En dis min of meer die Nee, maar siening. die punt is jy kan nie sê net omdat die ANC dit erger doen, beteken dit jy mag dit nog steeds Yes, doen nie. maar Niemand moet dit doen nie. hulle kan vir jou wys, ons spandeer baie daarop. Die werklikheid is ons het baie arm mense. Ons het. Dis 'n groot probleem En vir dit is Suid-Afrika. baie arme mense want baie klein groepie mense steel daai arme mense So dis nou toekoms. die meta-argument as jy aangaan sê waarom het ons armoede? Ons moet dit aanlos, maar dis 'n nasionale vlak gesprek. Ja. Hierdie mense is nie bereid om dit te doen nie. Dis lui. Dit kom neer op dis geweldige lui journalistiek deur iemand wat ek dink 'n geweldige lui joernalis is wat niks gaan lees het nie. So 'n paar DM's van X af gelees het en toe sê Ek sê moenie terughou nie, nee, natuurlik nie. Nee, man, sy is uitgewys as onprofessioneel en so voort. 'n paar DM's van X af gelees het en toe hulle nou die vraag antwoord toe werk 'n opvolgvraag nie meer nie. Dis daai klassieke van hoe lank is jy al burgemeester van Johannesburg? Ek is nie burgemeester van Johannesburg. Wat is die moeilikste om dit te word? Dan gaan ek kyk as hulle As jy voorberei vir 'n opstel en ewe skielik is al die onderwerpe verander. Nou sê jy Nee, so presies ek dit. weet glad nie wat jy anders So, gaan. ja dan sê my John, wat doen jy vandag hier? Nee, ek's alleen. Ja. Presies dit. In kort, die RNE, die munisipale verkiesing is op pad. Of almal in die RNE gaan bly is 'n vraag of nie. Dis vir jou polities dalk nuttig vir sekere partye om uit te klim. Keiten wonder ek dink hy gaan probeer bly. Ons side bets vat, Ja, ons moet dalk, né? né? Ons moet dalk. Ons gaan nou volgende week as Volgende ons sê week. dan sê ons, okay, jy sê in of uit? Ek sê in. Jy sê? Dan gaan ek sit maar op die draad. Oh, come on, Nico. Swak. Ek gaan met Team Gate en hy gaan uit. Jy gaan uit. Okay, ons sal sien. Kom ons kyk. Is reg. Maar kom ons kyk wat Sou die pad vorentoe. VS ja. VS ja. En RN nee. Nee.